dit is dan 21 Mei 2025, lesing 283 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. En ons is nog by daardie gesprekke wat Joshua met die mense het. Ek dink dit is in 'n herberg. Ons het nou lanklaas gelees, ek dink donderdag laas. Valse en ware profete, hoofstuk 1:7-5. En hierdie is vir ons 'n baie pertinente waarskuwing aan die eindtyd, want daar is baie deur Joshua gewaarsku dat daar baie valse profete aan die einde van die tye sal kom. Nie net valse profete nie, maar ook valse Christusse of valse gesalfdes, wat sal sê ek is 'n profeet of ek is die Messias, die Christus. En ek het nou in die afgelope paar weke het ek dit gesien op die net, op Facebook en TikTok en allerhande goed. Daar is 'n ou wat hom nou beweer hy is die Messias, maar hy is maar een van baie. Ons nie almal kry altyd dieselfde dekking nie, maar hulle kom en hulle gaan volgens Openbaring gaan van hulle ook groot tekens doen. En die mense mislei deur die tekens. So, kom ons lees wat Joshua vir ons hier sê, want dit is vir ons baie belangrik. Terwyl die groep vooruitgestuurde leerlinge hulle besig gehou het met die verkenning van die omgewing en van die mense by Caesarea Philippi, het ek tot byna die aand nog in die baai by die berg gebly. O ja, hulle is nou almal op die berg. Hierdie Caesarea Philippi is ook maar 'n baie bose tipe dorp. Dit is 'n handelaarsdorp. Mens kan sê iets soos Johannesburg in ons land. Dit is vol mense wat eintlik net geldmakers is. Maar 'n paar uur voor sonhonger verlaat ek met die oorige leerlinge die baai en kom teen die aand in die omgewing van Caesarea Philippi aan en vind die vooruitgestuurde leerlinge by 'n armsalige hut waarvan die baie eenvoudige bewoners juis besig was om 'n aandete vir die reeds moeg en honger leerlinge klaar te maak. Die bewoners vra dadelik aan die aanwesige leerlinge wie ons was, en hulle vertel hulle regstreeks dat ek die Joshua was waaroor hulle eerstens soveel vertel het. Toe die meester van die huis dit hoor, laat hy alles staan, val voor my neer en sê, watter goed het ek arme sondige mens dan ooit gedoen, dat u my nou so 'n groot barmhartigheid bewys? O gewyde groot man uit die hemele, gestuur na ons arme sondaars op hierdie aarde. Hoe kan ek as arm en eenvoudige mens u daarvoor op waardige wyse eer en prys? Wat moet ek vir u doen om dit vir u na u sin te maak? Joshua sê, liewe vriend, staan op en maak dat ook ons 'n aandete kry, bestaande uit brood, visse en wyn. Sorg daarna vir 'n redelike slaapplek, en dan het jy alles gedoen wat ek van jou verlang. Toe staan die arme meester van die huis op en sê met 'n ietwat treurige gesig, goeie meester, wat ek het, gee ek, omdat my hut so groot eer en barmhartigheid te beurt geval het. Want ek weet dat u 'n seun van Dawid en bovendien 'n groot profeet is. Brood en vis het ek nog wel in voorraad vir vandag en môre, maar met die wyn sien dit daar slegter uit. Nie net by my nie, maar ook in hierdie hele streek. Ook in die stad Caesarea Philippi, wat nie ver van hier af geleë is nie, is dit beroerd wat die wyn aanbetref. Frambose en braamsap het ek wel, maar dit is al oud en daarom suur. Ons drink dit slegs met water en heuning vir die dors. Soos 'n tipe koeldrank. Ook het ek 'n paar kanne vol dik bokmelk. As u daarvoor lus sou wees, dan bring ek dadelik 'n paar daarvan hiernatoe. Saam met brood maak dit 'n goeie ete. Joshua sê vir hom, nou bring maar wat jy het, maar ek sien dat jy 'n aantal wynsakke in jou huis het. As jy geen wyn oes nie, waarvoor is die sakke dan? Die arm eienaar van die hut sê, ja, sakke het ek wel, omdat ek 'n sakkemaker is, maar in geen enkele een was daar ooit 'n druppel wyn gewees nie.
Ek het nou ongeveer 50 klaar vir die volgende mark in die stad. Per stuk verkoop ek hulle vir omtrent 'n silverstuk. Ek sê, Joshua sê, gaan dan en neem die sakke en vul hulle almal met water. Die arme man van die hut vra, beste meester, waarvoor sal dit dan goed wees? Joshua sê, en dit is 'n baie mooi boodskap, vriend, vra nie, maar doen wat ek sê, dan sal jy sowel in die tydelike as in die ewige gelukkig wees. So 'n belangrike vers vir ons almal, wat uit die kerk uitkom. Ons almal was daar, ek was in die NG Kerk, maar ons het alles gedoen wat die kerk sê, wat nie altyd alles was wat Joshua gesê het nie. Het is belangrik dat die kerk moet doen wat Joshua sê, sowel in die tydelike hier terwyl ons die vlees het, en in die ewige as ons oorgaan. Want daar is nie 'n hemel wat bestaan uit 'n kerk nie. Inteendeel, alle kerke is in die heel onderste deel van die ligryke, absolute skemer, reg langs die boonste hel. En die mense wat goed was in hulle lewe en wat in die kerk gebly het, maar die misleiding opgevreet het, opgeslurp het, self nie misleiers gewees nie, maar misleides, beland almal daar. Die misleiers is daar 'n spesiale plek vir hulle in die hel, en Joshua is baie duidelik daaroor. Maar die misleides kry nog een keer in daai toestand, wat baie moeilik en swaar is, kry hulle blootstelling aan engele, wat vir hulle die ware evangelie van Joshua bring. En daar besluit die mens self, of hy die kerk leerstellings daar gaan nakom, of nie. Joshua het vir ons, in die vele boeke wat die lewe na die dood vir ons uitbeeld, gewys hoe veral hy baie van die Rooms-Katholieke gewys, verskillende kloostermense, mense wat in abdye is, dis 'n manlike klooster, mense wat in kathedrale was, wat nog steeds dink hulle leef, en in die geeste sweer, hulle is in daai kathedraal, in die gees, en die kathedraal lyk soos wat hy gelyk het toe hy gelewe het, maar daar in daai kathedrale is duisende mense, van oor duisende jare, en almal saam hou die mis en die ander feeste, en hulle loop agter embleme aan. Maar is als 'n fantasiewêreld, want die wêreld aan die ander kant werk nou nie soos die wêreld hier by ons nie. Hierdie wêreld wat ons nou sien is 'n vaste wêreld. Maar die wêreld aan die ander kant is die wêreld wat jy skep deur jou wese, deur jou siel. En dit is die wêreld waarin jy bly. En as daar nie liefde is nie, dan is jou wêreld baie betreurenswaardig, baie arm, en jy kom nie uit daai wêreld uit nie. Dis soos 'n droom, waar jy skielik droom, of jy droom dat jy nie kan wegkom nie. Maar dit hou net aan en aan, jy word nie wakker nie. Want dit is 'n realiteit. Maar omdat jy nie op die rots is nie, is jy in 'n fantasiewêreld gebou op sand. Joshua is die rots, so doen wat hy sê. Die kerk is nie 'n rots nie. Die kerk is sand. Dit is leerstellings van mense. Dit is wat sand voorstel. En jy kan nie op sand 'n huis bou nie as die storms kom, en as jy doodgaan is dit 'n groot storm, as jy nie gered is nie. Dan gaan jy insink in daai huis. En vele mense bly vir ewige tye daar. En hulle sal daar bly tot aan die einde van hierdie verlossingsperiode wat omtrent maksimum, maar ek wil nie 'n tyd gee nie, maar ek dink binne 10 jaar sal dit afgehandel wees. Dan word almal wat in daardie duister skemerryke is gevat, en in die materiële, in die minerale ryk, die plante ryk en die diere ryk word hulle daarin gekluister. Weer vir oneindige tye wat honderde, indien nie duisende jare kan vat nie. En dan word hulle weer saamgestel as siel, en kry hulle weer 'n liggaam in 'n ander omgewing, nie noodwendig op die aarde nie.
So dan begin alles weer van voor af. Maar Vader het nie 'n tyd nie. By hom is daar nie 'n tyd nie. Alles is tydloos. So of jy 1 miljoen jaar gaan vat om in te kom in die koninkryk, en of jy 80 jaar of 70 jaar gaan vat, is om die ewe vir hom. Hy gaan net nie jou vrye wil affekteer nie. Jy kry wat jy wil hê. Hy gee vir jou alles om jou te help, maar as jy die hulp wegklap, dan is dit jou eie skuld. En hierdie wat ons vanmôre lees, is ewigheidswaarde hulp. Neem dit tog aan. Dis nie ek wat dit sê nie, ek herhaal weer, Yeshua sê, doen wat ek sê, dan sal jy sowel in die tydelike as in die ewige gelukkig wees. En as jy nou nie aan die hele Bybel wil gaan lees waarin hy sy woord het nie, gaan lees net Matteus 5, Matteus 6 en Matteus 7. Dan het jy alles wat nodig is vir die ewige lewe. Doen net dit. En dit is werklik nie maklik nie, nie in alle instansies nie. Na hierdie woorde roep die arme man van die hut dadelik sy vrou en sy 8 kinders, wat al volwasse was, waarvan daar 6 dogters en 2 seuns was. En hulle gaan en vul gou die 50 sakke by die bron, by die fontein. Toe die sakke almal vol was, vra hy my wat hy nou daarmee moes doen. Ek, Yeshua, sê aan hom, bring hulle almal in die koele rotsholte, waarvan die ingang teen die agterste sy van jou hut lê. Die arme man van die hut, wat sy strooi in die holte bewaar het, sprei dit op die grond uit en lê die sakke wat met water gevul is, ordelik langs mekaar op die strooi neer. En toe die werk klaar was, kom hy weer tevoorskyn en sê, Majesteit en Meester, alles het gebeur soos wat u beveel het. Moet daar miskien nog meer gedoen word? Yeshua sê vir hom, alles is nou heeltemal in orde. Gaan en neem nou 'n aantal van jou beter klipkruike, of klipbekers, en vul haar uit een van die 50 sakke. Maak nie saak watter een nie. Proe ook uit die gevulde kruike, hoe dit smaak. Bring hulle dan hierheen en sê ons wat jy van die aldus toebereide water vind. Die arme gaan dadelik, neem 12 kruike en maak hulle vol tot aan die rand. Reeds by die giet daarvan kry hy uitstekende wyngeur in sy neus. En wanneer hy dan die vloeibare inhoud proe, het hy van pure verbasing, haas geen raad nie, en sê aan sy kinders wat hom bystaan, luister, dit verstaan geen mens nie. Die water waarmee ons die sak gevul het, en waarmee ek nou die kruike vol gegooi het, is verander in die edelste, beste wyn. Proe en oortuig julle self. Nou moet 'n mens hierdie wonderwerk, want dit is 'n wonderwerk, saam met vers 11 lees, waar hy sê, doen wat ek sê. Wat stel hierdie 12 kruike voor? Is tog maklik om af te lei, dit is die 12 stamme van die huis van Israel, vir wie hierdie wyn basies gegiet is, of gemaak is. En daardie kruike is die 12, stel die 12 stamme se siele voor. En dit verstel ook voor dat water wat Yeshua uitstort, hierdie is water wat hy uitgestort het deur sy gees, omvorm word in ons kruike en in wynsakke wat hy deur die engele vir ons aanbied, omvorm dit tot die heerlikste, rykste geestelike wyn. Want wyn, goeie wyn, ek praat nie van hierdie Tiki Terribles en Penny Horribles wat ons koop by die borrelstoor nie. Ek praat van 'n goeie verouderde wyn, soos hierdie wat hemelse wyn is, het die vermoë om die siel te voed. Die siel kry baie voeding deur die sieledele wat nou al gegis het in die wyn. En as jy meer wil lees, gaan soek op die internet, daar is 'n evangelie van die wyn, wat hy vir ons gegee het, in 'n boekie met die naam, ook wat deur Jacob Lorber geskryf is, Natuurgebeure. En dit is wat hierdie wonderwerk voorstel. Dit gaan daaroor dat hierdie mense gaan luister wat hy sê. Dit is hoekom hy vir hulle die wyn gee.
Niks maak hy sommer net so nie. Hy gaan nie vir 'n klomp ouens in 'n kroeg water in wyn verander nie, want dit dien geen doel nie, behalwe om die mens wat in 'n wêreld liefde en 'n wêreld roes is, nog meer dronk te maak. Maar goeie wyn in 'n hart wat vol liefde vir Yeshua is, verander in die edelste liefde. Dit is wat basies gebeur. Jy begin werksaam raak in die liefde, want die veredelde water, die wyn, is Yeshua se liefde, wat dit voorstel. Die kinders proe, onthou hulle is nou al volwasse, is verbaas en het ook geen raad oor die wonder nie. En die oudste seun sê, Vader, U weet dat ek goed bekend is met die skrif. Ek ken al die profete en hulle dade, maar as so daad het nie een van hulle ooit gedoen nie. Hierdie buitengewone mens moet kennelik meer wees as 'n profeet. Ook die dogter sê, ja, Vader, dit glo ons ook. Miskien is dit wel Elia, want hy moet tog nog eenmaal na die aarde toe kom om die mense voor te berei op die koms van die groot meester. Of is dit al miskien die groot Messias self? Die Vader sê, sowel die een as die ander is moontlik. Dit het wel heelwat ietwat skielik en onverwags gekom. Terwyl die arme man van die hut nog so nadenkend praat, kom sy vrou aangestorm en sê, Haas heeltemal uit asem van verrukking. Kom, kyk wat daar met ons hut gebeur het. Ons voorraadkamer is heeltemal gevul met allerlei goeie voedsel en die beste brood. Dit kon niemand anders gedoen het nie, as dieselfde meester wat 'n uur gelede na ons hut gekom het en onderdak en 'n aandete gevra het. Nou dit is weer eens 'n wonderwerk. Die voorraadkamer is die spens of die stoor, wat dan ook ooreenkom met ons siel. En in hierdie geval, in 'n huis, is dit die gesamentlike siel van die gesin. Want verskillende lede van 'n gesin wat eensgesind is, soos hierdie gesin, vind jy dat dit 'n eensgesinde gesin is. Daar's nie rebelle en opstandiges daar nie. Sal Vader ook hulle eensgesinde sielekamers voed, soos wat ons nou hier by die Dogter van Sion gemeente, wat oor die hele Suid-Afrika is, gevoed word met hierdie nuwe openbarings. Ons voorraadkamers is vol, en in die sin van die geestelike, is Erna se drukker aan die werk en kan sy oneindig baie van die goed produseer. Soveel as wat die mense wil hê. En ons webwerf het ook die vermoë om oneindige brood uit te gee in daai voorraadkamer, want jy kan bly trek, hy raak nie leeg nie. Hulle gaan nie eendag vir jou sê, hoorie, jy kan nou nie by nuwe openbaring aftrek nie, want is nou genoeg is afgetrek, dit is nou klaar. Dit is dat dit voorstel in die gees. Maar ook by Philadelphia Ark kan ons die voorraadkamers sien. Omdat ons wynsakke vol, of ons wynkruike vol is van sy liefdeswyn, wat ons graag en met liefde uitdeel, seën hy hierdie plek ongelooflik. Ek sien net hoe kom die kos in elke dag. En ons het soveel om ook vir ander mense te kan gee. Dit is alles goed wat julle moet na kyk. Want ons het nou weer gister die geval gehad met 'n man wat hier was, maar nou sy maand se strafdiens doen hier binnekant die diensplek moet bywoon vir 'n maand. En loop en vertel dat ons 'n absolute vals evangelie vertel. Ons verander die hele Bybel, ons is nie in die woord nie, en ons verander die name van God, en basies is ek 'n valse profeet of 'n valse leraar. Maar dieselfde gees wat hy laster hier binne, wat hierdie woorde gegee het, en wat ek nou inspreek, en wat jy as jy opreg is in luister, hierdie selfde gees sorg ook dat die bakkies gelaai word by die supermark, of by die boere,
of waar ook al ons kos kry. Daai selfe gees veroorsaak dat Annemarie se kombuisspan daai kos gaar maak. Maar die vreet hy. Die kerm my nie oor die gees verkeerd is nie. Dis hoe belaglik die mens is. Hier is verskriklik baie buikdienaars wat by hierdie plek inkom. Buikdienaars is net hulle wat belangstel in die welvaart van hulle liggame. En dit is ook daardie mense, in hierdie geval ook, wat gesteel het by die ark en gaan goed verkoop het. Ek noem hulle almal wat hier inkom wat met hulle oë so loop en hulle slaap nie in die nag nie. Dis almal scrap dealers. Want hy kyk wat hy kan afsny, watter kabel is oop, en watter stuk motor lê iewers, en waar lê 'n stuk aluminium of 'n verkoeler of wat ook al hy kan smous. Want hulle is nie hier om te dien nie. Want niemand het vir hom enige voorwaardes gegee toe hy by die hek ingekom het. Ons het nie eens geweet wie hy is nie. Dit is 'n uiterste genade wanneer jy hier aankom en mense sonder om jou te ken, neem jou op, gee vir jou 'n kamertjie en ek weet Amelda gee vir almal wat sy noem 'n starting pack, alles wat jy nou nodig het voordat jy 'n paar randjies maak en kan self gaan koop met allerhande dingetjies. Ek weet hoe lyk die kamertjies wanneer hulle inkom. Daar's 'n mooi opgemaakte bed en ek het al gesien, ek weet nie of hulle dit nog doen nie, dat daar 'n lekker goedjie op die bed is ook vir die ou om in te kom. Hy kry nie net 'n kaal matras en 'n sak goed wat vir hom op die vloer gegooi word nie. Dit alles is deel van die goeie wyn in ons kruike. En dit word dan deur die wêreldse mens verag. Maar dan Vader, kan ek sê, hulle is daar, maar hulle is in die absolute minderheid. En die meerderheid mense erken, al is hulle nie heeltemal bekend met wat ons praat nie, erken die opregtheid. Want die opregtheid kan jy net deur die liefde openbaar. Wanneer jy vir die mens in die klerestoel laat inkom en sê, hoorie, kies vir jou, wat wil jy hê? Hier is dit, vat dit, jy kry 4 stelle verniet. En as jy weer kom en jou stelle stikken, dan kry jy nog ene verniet. Ons het nooit weer vir jou vir geld vra nie. En dieselfde met die kos wat ons uitdeel. Almal kry soveel as wat hier is. En dan is daar nog wonderwerke met ons voorraadkamers, die fisiese voorraadkamer, daar waar Ella hulle en Karen hulle kos uitdeel op Vrydag. Die voorraadkamer bly vol. Maak nie saak hoeveel mense kom nie, op die einde is daar nog kos oor. En dan kyk jy en jy kyk daai hoeveelheid mense wat hier inkom, en bedoel is 'n wolk mense wat hier inkom van buite af. Dan kyk ek na daai kos en sê ek, dit sal nooit genoeg wees vir 'n kwart van hierdie mense nie. En dan kry almal. So, ons ervaar hierdie wonderwerke wat hierdie man in sy armheid ervaar het. En ons is ook 'n armheid. Ons mense, die meeste mense, 80% van die mense hier kry geen inkomste, behalwe 'n paar randjies wat ons hulle kan gee op 'n Vrydagmiddag. Ander mense kry pensioen, wat karig is. Geen mens kan met daai pensioen leef nie. En ander verdien 'n bietjie geldjies buite, maar ook nie baie nie. As ek kyk wat ons mense buite by blanke Afrikaners verdien, dan kry ek skaam. Want die minimumloon in die plaasbedryf is nou R5.000. En hier is mense wat vir omtrent die helfte daarvan werk vir wit mense. En dan het ek al baie gesien dat hulle dit nie eers kry nie. Ons gaan aan. Die man sê, dit is wel, dis mos vers 21. Bo alle twyfel verhewe, maar hoe? Wie kan dit vir ons uitlê? Wat is hy? Wie is hy? As ons sê hy is 'n profeet, dan sê ons duidelik te min. Sê ons hy is 'n engel, dan het ons daarmee nie baie meer gesê nie. Sê ons egter hy is 'n Elohim of 'n God, dan kan ons miskien nog te veel sê, want 'n Elohim is immer slegs maar gees. Hy het egter vlees, bloed en liggaam,
En daarom is dit miskien nog 'n vraag, of hy uiteindelik tog nie so iets soos 'n Griekse Zeus of Apollo kan wees nie. Nou hierdie mense het nog in Caesarea Philippi aan hierdie heidense Romeinse gode en Griekse gode geglo. Maar nou moet ons in alle nederigheid, liefde en dankbaarheid die wyn na buite bring, en brood en visse en wat ons maar as iets eetbaars het, want hierdie weldaad is met geen goud te betaal nie. En dit is wat ons gedoen het toe ons begin het met hierdie plek, die Philadelphia Ark. Ons het die goed uit die voorraadkamers het ons begin uitdeel. Wat het ons gehad voordat ons werklik begin het om vir Joshua en sy leerlinge kos te gee? Wat is dit om vir Joshua en sy leerlinge kos te gee? Dit is om die geringste in jou volk kos te gee. Ek praat van geestelike kos en vleeslike kos. Of materiële kos. Want Joshua sê dit, as julle dit aan die geringste van my nie gedoen het nie, dan het julle dit aan my gedoen. Dit is dus die werklike uitleef van naaste liefde en van die gee van jou tiende, is om jou naaste wat nood ly te help. Nie om dit in 'n kerk se kas te gooi nie, of in sy bankrekening te deponeer nie. Dit is om waarlik jou naaste te dien soos wat hierdie gesin nou gedoen het. Maar Joshua help jou om absolute topkos voor te berei en aan te bied. Wat het hulle gehad voorheen? Hulle het braamsap gehad, 'n bitter ding. Jy kon dit nie eet as jy nie heuning bygesit het en water nie. En wat het ons in die kerke gekry? Braamsap. Dit was nie lewegewende, verrykende wyn vir die siel nie. Dit het wel jou dors gestil op daai tyd, maar jy het nog altyd geestelik dors gebly. Daar iets ontbreek. So baie mense van my sê en skryf, wat nou hierdie lesings op die lig hoor. Vandat ek by julle gekom het, vandat ek hierdie ware direkte woorde van Joshua gekry het, weet ek dat ek niks verder meer soek nie. Wat ek my hele lewe lank gesoek het ek gekry. Baie mense erken dat hulle church crawlers was. Ander mense was pub crawlers, maar hierdie mense was church crawlers. En hulle het oral gesoek, kon dit nie kry nie. En toe hulle hierdie dinge kry, toe weet hulle het die waarheid, want dit is die waarheid. Dit is Joshua wat ons hier het vanmôre. Hy is saam met ons hier in hierdie vertrek, in die woord. En ek wil iets weer eens herhaal, mense, die wederkoms moet nie plaasvind nie. Die wederkoms het reeds plaasgevind. Hier is die wederkoms, hierdie stuk papier is die wederkoms, is deel van sy wederkoms. Hoe anderste moet die woord was by God, die woord was God, die woord het vlees geword en onder ons gewoon. En die woord sê, ek sal by julle bly tot aan die einde van die wêreld in die gees. En nou kom en hy dikteer hierdie wonderlike woorde. Dit is sy koms. Hoe moet hy anders te kom as in die woord? Wil jy hom fisies hê, dat jy hom kan sien? Dit gaan jou geen voordelig bring nie. Want vanoggend kan ons almal hierdie woord lees, en net nou as ons dit op die net sit, kan duisende dieselfde woord lees. Dan is Joshua by almal. Maar as hy fisies kan kom soos 'n mens, soos hulle hom wou laat kom, op die wolke gedryf, soos die kerk dit verklaar, dan kan dit nie werk nie, want eerstens is ons almal te onrein. Ons kan nie in sy teenwoordigheid bestaan nie. Want as jy in sy teenwoordigheid moet bestaan, en jy oortree teen hom, of teen die orde, dan is jy vir ewig geoordeel, en dit sal hy nooit toelaat nie. Die feit dat ek die woord nou vanmôre vir julle oordra, of aanvanklik Jacob Lorber dit vir ons gebring het met sy pen, maak dat as jy dit verwerp, is jy nie geoordeel nie. Jy gaan
jou lot vir jouself moet opneem, soos Karen gister gesê, die karma gaan jou ry, maar jy is nie geoordeel dat jy nou gelaster het teen die Heilige Gees nie. So, dit kan nie anders te wees as dat hy in die woord kom nie. Maar, wat herken die woord? Net 'n siel wat in liefde is, net 'n siel wat vol van die goeie wyn is, sal so 'n woord herken, sal die bruid haar bruidegom herken. En helaas as ons daaraan dink, is dit skrikwekkend, want hierdie volk, die boervolk, het feitelik in geheel hierdie woorde verwerp. En almal, ek sê byna almal is al blootgestel daaraan. Want hierdie woord het deur ons mense, ons Dogter van Sion gemeente, geweldig versprei in die volk. Almal praat daaroor wat in hierdie gemeente is, want almal wil die ander ou hierdie goed gee. Wie wat 'n voorraadkamer vol van die beste vis, die beste brood en die beste wyn het, wil nie dit saam met sy pel geniet nie, of met sy broer nie. Dan sê hulle nee, ek wil eerder daai suur braambessie wyn hê. Ek soek nie hierdie hemelse wyn nie. Ons lees verder. So het die man met die gevulde kruike en sy vrou en kinders met brood, visse en nog ander eetbare dinge gekom. Terwyl hulle diep voor my buig, sê die man met 'n baie nederig klinkende stem: O Majesteit en Meester, wie is u om sulke dinge slegs deur u wil te doen? Ek beef van groot eerbied voor u. 'n Mens soos wat ons is, kan u nie wees nie. Maar wie en wat is u dan, sodat ons u waardig sou kon eer? Joshua sê, kyk vriend, ek sal jou iets sê en dan kan jy dit self beoordeel. As jy in die oggend sien dat dit in die ooste ligter word en dat die hemel steeds rooier word, dan sê jy, die son sal weldra opgaan. Hoewel dit in die ooste ook ligter word as die maan in die ooste opgaan, volg daarop dat effense lig geen môre rooi is nie. En as die maan dan opkom en die aarde effens beskyn met haar halwe lig, open geen blommetjie die tere kelk om die koue effense en geen lewegewende strale op te suig nie. Die ligte wolkies wat reeds deur 'n stralende lig omspoel word, as 'n voorbode wat die sonsopgang aankondig, is al baie ligter as die lig en die volle maan. Maar as daar geen son sou volg op hierdie voorbode nie, dan sal dit weldra op die hele aarde so daaruit sien, soos in die bykans verstarde gebied van die middernagson, dit is nou by die Noordpool, waar 9 volle maande lank geen sonnestraal deurdring nie. En kyk, ooreenkomstig so gaan dit ook in die ewige wêreld van die Gees, wat die enigste oorsprong en rede van die voortbestaan van hierdie materiële wêreld is. Nou die son wat hy hier beskryf wat opkom en alles verwarm en verlig, is hy self. Is Joshua, hy is die son van geregtigheid wat vir ons opgaan volgens Maleagi 4. En dit is net die son wat die blommetjies laat oopgaan, wat die diere begin kwetter en die voeltjies begin sing en die hoenders kraai en al die dinge wanneer die son opkom. En dit is 'n voorstelling van jou en my wat begin vrug dra in onsself. Vrug vir ons medemens. Vrug vir Vader. Want die diening van die medemens bepaal jou liefde vir Elohim God. Kan nie anders gemeet word nie. Allerlei leraars en profete duik op en die leer die mense hoe dit is. So hier en daar bevat dit ook wel iets waars, maar naas elke vonkie waarheid verdrink duisende leuns dit steeds en doen naas die waarheidsvonkie homself voor, as sou hulle self waarheid wees. En kyk, al sulke leraars, profete en hulle lesse lyk soos die skynsel van die maan, wat steeds met 'n ander gestalte skyn,
en dikwels, as haar lig snags die meeste nodig is, glad nie skyn nie. Wat is die nag? Die nag is die toestand van die menslike gees, veral nou aan die eindtyd. Dit is nag daar buite. Maar naas die valse leraars en profete, is daar ook die egte en waaragtige, wat oë, harte en monde het, waaruit Elohim se lig straal. Hulle lyk soos die wolkies wat deur lig omspoel word, wat die sonsopgang wat op hande is aankondig. Nou hierdie woorde wat ons lees uit 'n ware profeet se pen, Jakob Lorber, is nou sulke wolkies wat ons nou het, wat dan veroorsaak dat die ware son van geregtigheid in ons harte opkom. Want dit is die doel van hierdie woorde, dat Yeshua opstaan in ons, en dat ons ware verteenwoordigers van Yeshua sal word, en alles sal doen asof hy dit sal doen. En ons val nog so baie daarmee. As dit slegs maar bly by die, hoe mooi ook al stralende wolkies, dis die egte en waaragtige profete, dan sou dit in die harte van die mense na verloop van tyd nog net eners uitsien as in die aardse streek van die middernagson, naamlik stark, koud en dood. Maar na die egte ligwolkies wat voor die son uitgaan, volg die son self, en by haar eerste ligstraal wat sy oor die nog graue berge en velde van die aarde laat val, word alles wakker, vol vreugde en vol lewe. Die voël sing die moeder van lig en warmte hulle suiwer psalms tegemoet. Die muggies en kewertjies verhef hulle in die lig deurdronge lug, en zoem die glansryke moeder van die dag geesdriftig toe, en die blomme van die veld hef hulle koninklike versierde hoofde omhoog, en open hulle balsemryke monde om die groot wêreld verwarmster, die heerlikste geur tegemoet te adem. Nou dit is interessant dat hy hier die die son as 'n vroulike noem, maar as jy die geestelike ken, sal jy weet, hy praat hier van die troostergees, wat nou in ons harte opkom, wat verbind is en een is, en Yeshua se gees is. Dit is wie dit is. Ons het hierdie wolkies ervaar, Bertha dat, Jakob Lorber en ander, en ons het nou die son in ons harte wat skyn. Sy son het opgekom. Ons het toegelaat dat die son ons aarde, ons siel verwarm. Maar daar is mense wat nog steeds hierdie wolkies het, die geskrifte van die ware profete, maar die son kom nie op in hulle nie, want hulle doen nie wat hy sê nie, wat ons in vers 11 gelees het. Doen net wat ek sê. Hulle lees al die goed. Ek het mense wat hierdie boeke so opgeslurp het, in 'n kort tyd het hulle al 4 daai bundels gelees, en omtrent al Bertha se goed. Maar nie 'n dingetjie van die liefde doen hulle nie. Alles is nog maar net gesentreer om self. En dit is dan die middernagson gebied. Die middernagson kry jy daar in die noorde van Noorwe en Groenland, en as jy nou nog daar na die pole toe gaan. Dit is wat hulle ervaar. 9 maande se duister. Daar is maar net 'n bietjie son, en dan is die dag ook baie kort, weens die vorm van die aarde, wat geen plat aarde ou nog ooit kon verduidelik, hoekom is die dag en naglengte so in die noorde. Dit kan net op 'n bal plaasvind, maar dis nou so terloops. So, dis wat hier gebeur. Aan die hand van hierdie waaragtige skildering kan jy nou genoeg ontdek om in jouself tot helder insig te kom, sodat jy my in jou hart die plek gee wat my toekom. Nog die lig van die sterre, nog die van die maan, en net so min die op hulle selfstaande goue glans van die môrewolkies, is in staat om die kettinge te verbreek van die wat in die materie van hierdie aarde in gevangenskap lewe, en hulle dan na selfstandige aktiewe vryheid te lok.
Dit kan slegs deur die lig van die son gedoen word. Of anders gestel, dit kan slegs deur my Yeshua gedoen word, wat in jou hart opstaan. Wie kan hy dan wees? Wie se stem en wil alle geeste wat in die materie gevange is, gehoorsaam? Vir wie hulle alles sal doen wat hy wil? En wie kan hy wees, oor wie se koms alle profete geprofeteer het? Die arme man verbaas hom geweldig hieroor, en hy gaan nadenkend met sy mense in die hut in, om ons tog maar nie by die aandete te steur nie. So Joshua gee vir hom 'n gelykenis. 'n Gelykenis van die maan, die wolkies, die son, en daaruit moet hy self sy hart laat ontwaak. En dit is hoekom Joshua maar meestal omtrent altyd in gelykenisse praat. Want hulle wat die liefde in hulle het, sal die gelykenis verstaan. Maar die wat nie liefde in hulle het nie, of liefde vir hulle kerk, of vir hulle dominee het, alleenlik, sal dit nie verstaan nie. En dit staan in die boek, in die skrif. Vra jy maar vir 'n dominee, hoekom het Jesus dan in gelykenisse gespreek? Dan sê hy, sodat die mense beter kan hoor om gered te word. Dis nie wat daar staan nie. Hy sê, ek praat in gelykenisse, sodat hulle kan hoor en sien, en nie gered word nie. Wat beteken dat hulle wat die liefde vir Vader en die liefde vir die naaste in hulle harte het, sal dit hoor en sien en gered word. Maar die ander sal nie. Dit is hoe wonderlik die tweesnydende swaard van die woord is. As die liefde by jou ontbreek, sal jy nooit by die waarheid uitkom nie. En sal waarheid wat jy aan hulle verkondig of oordra, sal nooit ingang vind nie. Want jy saai op rots, of jy saai op 'n pad, of jy saai in 'n land wat vreeslik baie onkruid het. Dit is nie diep grond nie. Diep grond word basies gedoen of veroorsaak wanneer mense in die liefde lewe. Die liefde is die ploeg van die grond in jou hart. Dit is die oopbreek en die oopmaak sodat saad wat daarop val dadelik ontkiem. En die benatting is die gees en die bemesting is ook die gees. En dit is hoe ons moet wees. En hierdie verhaaltjie wat ons nou gelees het, som die hele Matteus 5, 6 en 7 so duidelik op. En dit is vir my regtig 'n stukkie goud gewees. Baie dankie.